dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader, u woord is kragtig, lewend, skerper as 'n tweesnydende swaard. En ons weet, soos wat u gebied, so staan dit. En daarom vra ons Vader dat u vir ons vanoggend besonder in ons harte hierdie woord sal oopbreek. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar sal lief hê. Dankie dat u liefde aan ons kom openbaar het. Dankie dat ons dit kan leer ken. Dankie dat ons dit kan ontvang as 'n gawe. En daarvoor kom ons as gemeente om u te eer en te aanbid. Want Vader Jahwe, by u is die lewe. Die fontein van die lewe wat stroom uit die troon uit, sodat u volk, sodat u kinders, sodat u geslag, sodat u erfgename kan drink en nooit weer dors kry nie. En daarom kom ons vanoggend soos 'n hert wat smag na die water van die lewe in hierdie wêreld van verdrukking en vervolging en oorlog en pyn en sonde en ongeregtigheid. Dank ons u dat ons Yeshua, ons vaste rots, ons skuilplek in 'n tyd van nood het. Dankie dat u in ons harte werk en die woord skryf en die lig openbaar, ook vanoggend. Vader Jahwe, aan u kom toe die lof en die eer en die aanbidding. U is waardig om geaanbid te word. Daarom vra ons dat die verkondiging van die woord slegs en alleenlik tot die eer van u heilige en ewige naam sal wees. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons gesels vanoggend so 'n bietjie oor die vyand se kop word vermorsel. Die vyand se kop word vermorsel. Ek het al in die verlede so 'n Bybelstudietjie daaroor aangebied, maar ek wil graag daaroor dit moet op die CD en DVD kom. En ek is seker daar is iemand wat dit nou nog nie gehoor het nie. So kom ons gesels bietjie oor die vyand se kop word vermorsel. Wat 'n lieflike tema. Die vyand, die verdrukker, die Satan se kop word vermorsel. Wat 'n teks in die Bybel laat dit ons dadelik herinner. Waar lees ons dit die eerste keer? Vroeg. Genesis 3. Genesis 3 vers 15. Jahwe sê vir die Satan, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel. En jy sal hom in die hakskeen byt. Vroeg in die Bybel, Genesis, die groot belofte. Later verkondig Paulus aan die Romeine in sy brief, die kosbare boodskap, Romeine 16:20, luister mooi, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Een tema. Bybel is 'n boek van oorlog. Is 'n boek, is 'n blye boodskap van die vyand wat vermorsel word. Een van die jongspan se gunsteling verhale is Dawid. Nee, Jackie. Wat het Dawid met Goliat gedoen? Hy het sy kop afgekap. En nadat die klip hom getref het en hy geval het op die grond, het Dawid gegaan en Goliat se eie swaard gevat. Sy kop afgekap. Nou, dit is vir ons as 'n verhaal opgeskryf. En ons gaan vanoggend nou nog so 'n verhaal kyk. Jongspan vra altyd vir my, hulle wil 'n wille storie hoor. En vanoggend is een van die wille stories in Israel se geskiedenis. En mooi luister, want na die tyd dan doen ons dit hier voor. So. Die tema van die vyand se kop wat vermorsel word in die skrif is op al die genres, of dit in die fisiese geskiedenis is, of dit profetiese woord is in Jesaja 51, waar Rahab, die see-monster, vergelyk word met Farao, sy kop word vermorsel, Habakuk. Oralste lees ons in verskillende invalshoeke van die vyand se kop wat vermorsel word. En daarom vanoggend ook spesifiek weer bietjie in Rigters 4, Debora en Barak. Rigters 4. Nou wanneer ons Bybel oopmaak,
As maak hom by Rigters oop, dan wonder ek so bietjie of ons presies weet in 'n tyd skaal, waar is ons nou as ons rigters plaas in die Bybel? Ou Testament is 'n goeie plek om te gaan soek. Maar dan sê ons spesifiek, tussen Adam en Joshua, min of meer, plus minus ongeveer 4000 jaar. En van hierdie 4000 jaar is dit basies net daai 2000 jaar, die tweede helfte wat ons in ons Bybels van lees, want Genesis 12 begin al met Abraham, en Abraham is ongeveer 2000 jaar na Adam. Abraham is min of meer in die middel tussen Joshua en Adam. En van die 2000 jaar, as ons dit vergroot, dan kan ons lekker dit indeel met Abraham, Moses, David, Esra en dan Joshua, so 500 jaar uit mekaar uit. Waar gaan ons vir rigters plaas? Rigters is definitief na Moses, want Moses het die land ingeneem, Joshua hulle. Moses het nie die land ingeneem nie, Moses het tot by die land gekom, maar Joshua het hom ingeneem. En dan was daar 'n tydperk van rigters. Die volk het nog nie 'n koning gehad nie. So, dit moet voor David wees, of voor Saul, so min of meer net so 1200 jaar voor Joshua. Het julle hom? Dis ons die boek Rigters in plaas. So as ons kyk na die boeke van die Bybel, Genesis, Exodus, Leviticus, en dan kom ons by Rigters. Na Joshua, die land is klaar ingeneem, maar voor Samuel, daar is Rigters. So interessant, so bietjie as ons praat oor hierdie verhaal, en ons gaan dit lees, maar ek wil dit net noem voor die tyd, gaan ons dit doen kry met Jabin, die koning van die Kanaaniete, Hazor. Nou Jabin is 'n titel soos Farao. Daar was baie Farao's, daar was baie Jabins. Jabin is 'n titel, en dan gaan ons met sy leerowerste Sisera te doen kry. Maar voor ons nou praat oor hulle, wil ek net gou hoor, ken julle die rigters se name uit hulle kop uit? Ons sukkel met die 12 stamme, nie eers van die 12 disippels te praat nie. Nou die 12 rigters is nog moeiliker. Ons ken daarom vir Samson. Nou ja, as ons praat oor die rigters, Deborah, Barak is een van die vroeë rigters, Otniel is nie so bekend nie, het ons 'n oggendstilte gehad. Ons is besig in die oggendstilte met die rigters. Julle moet dit onthou so 'n bietjie. En dan later gaan ons van Gideon en so. Maar daar is hy, Deborah, as 'n vrou. Ons gaan van haar lees. En dan spesifiek Barak, die man. Nou, waar in die land speel dit af? Wys maar altyd so 1 of 2 skyfies, dat ons net ons koppe reg kry. Ons lees so baie, maar ons onthou nie wat ons lees nie, want ons het nie idee hoe dit lyk nie. En die meeste van ons gaan nou nie in hierdie leeftyd by die vliegtuig uitkom om te gaan kuier daar nie. So, as ons praat van die land, dan is dit altyd lekker maklik om te begin by die dooie see, die Jordaan en die see van Galilea, 'n groot meer. Nou ja, ons het 2 weke terug gepraat oor Josafat, onthou julle vir Josafat, het ons hier onder gekuier by Ammon en Edom, maar vandag gaan ons in die noorde. Ek weet nie of julle mooi kan sien nie, maar hier is 'n vallei, 'n baie bekende vallei, Jezreel vallei. Ons gaan daar, dit is waar vandag se gebeure gaan afspeel. Nou, ons lees van 'n koning, Jabin, hy kom hier van die noorde af. Wat net baie belangrik is weer eens, ek weet julle kan dit nie nou so mooi sien nie, maar kan die kaarte na die tyd maar agter in jou Bybel kyk, of atlas nader trek, om die stamme van Israel se grondgebied te ken. Jy moet weet, Juda is hier onder, hier by Jerusalem. En hierdie boonstes is nou bietjie minder bekend, Issachar, Naphtali, Zebulon, Aser, maar dis belangrik, want ons gaan nou lees dat hierdie rigter word uit hierdie stamme, hy maak hulle nou by mekaar, en nou wonder jy nou, maar waar is Juda? Waar is die manne van Simeon of Ruben? Nou moet jy weet, nee, hierdie rigter in sy geskiedenis speel die bo af. So dit is hoekom ons gaan lees van Issachar en Naphtali. Nou ja, hierdie stukkie daar wil ons so 'n bietjie, daar is die blokkie, ons fokusarea, so ek gaan hom groter maak en skielik kan ons saam lees sonder 'n bril. Daar is die see van Galilea. Daarom, dit is in die Nuwe Testament baie prominent, maar hier in die Ou Testament bietjie noord van hom. Hier is die berg Hermon met die sneeu wat smel, nou kom dit hier af in hierdie varswatermeer Hule. Daar's Hazor. Hazor is die hoofstad van die koning van die Kanaaniete. Nou gaan julle vir my vra, maar dis aan Israel se land.
En dit is deel van die agtergrond. Israel het nie al die Kanaaniete uitgewis nie. Dit het ons in ons oggendstilte tussen mekaar gesê. Josua 11 vers 11 sê, hulle het Hazor met vuur verbrand. Josua hulle. Maar, hulle het baie van die inwoners, ons gaan nou presies kyk watter stede gelos. En hulle dadelik weer Hazor gaan opbou. Hazor is strategies hier op die hoofroete. Hy's op 'n, soos jy in Hebreë sê, 'n tel, 'n hoogtetjie met 'n versterkte stad. Nou nietemin, ons gaan lees van Jabin, dan gaan hy vir Sisera stuur en ons gaan ons bietjie meer na hierdie area kyk. Wat was of kom ons gaan kyk sommer nou gou voor ons begin lees oor hoe lyk dit daar by Hazor. Hazor lê hier in 'n vallei. Ek weet nie of julle dit nou kan sien nie, maar dis 'n dal, vallei, hier's berge rondom. Daar's Hazor. Dis hoe Hazor vandag lyk. Kanaaniete bly nie meer daar nie. Daar's net ruïnes en argeoloë wat grou. En hoe meer hulle grou deur die laag, hoe meer kom hulle af op hierdie tydperke. Maar nietemin, dit is hoe 'n versterkte stad gewoonlik gebou was, bo op 'n hoogtetjie, dat jy maklik neer kan skiet na jou vyand toe. Hier's geweldig baie fondse wat daar gemaak word daarso. So daar lê die dal hier so strategies, die hoofroete kom nie tussen die berge nie, maar hier van die noorde af, hier verby Hazor, so hy is strategies goed geleë. Daar's bietjie 'n mooi lentefoto van Hazor. Wie sal graag daar wil gaan klippies optel en grou? Dis baie interessant. Nou, die gebeure speel af tussen Debora en Barak. Ons gaan nou by ons skriflesing kom. Ek wil dit net noem. Debora gaan ons lees dit onder die palm van Debora. Nou, ek wys dit spesifiek dat wanneer ons dit lees, dat ons 'n prentjie het. Nou, raai waar is die palm van Debora? Ons het gesê, ons gebeure speel hier af, maar die palm van Debora sit hier heel onder, tussen Bethel en Rama, meer die gebied van 'n latere rigter Samuel. So sy kom hier, en ons gaan lees op die gebergte van Efraim. Hierdie is Efraim, hierdie gebergte reeks, word die reeks gebergtes van Efraim genoem. Sy sit hier onder haar palmboom. Nou, 'n palmboom is 'n baie interessante boom. Word simbolies in die Bybel gebruik vir regheid. Tamar, as iemand ken wie se kind Tamar is, Tomer is regheid, palmboom. Salomo sou later die binneversiersels van die tabernakel met palmbome uitvoer. In Psalm 92 sê, ek sal soos 'n palmboom in die huis van, geplant in die huis van Jahwe, wees om sy reg te verkondig, om te verkondig dat Jahwe regverdig is. So sy sit onder hierdie palm is baie keer ook 'n tipe van 'n paal gewees, waar hulle dan reg spreek, regheid, hoor julle die simboliek rondom die palm, sy is daar by die palm van Debora. En daar spreek sy reg, en dan gaan sy vir Barak laat roep. Barak, kyk nou, dis nou interessant, Barak is nie langs of by haar nie, Barak is daar. Barak is daar by Kedes, en as jy in Hebreëus 'n k en 'n dinne by mekaar sit, Kadosh, is heilig. Wie van julle kan die 6 Levitiese stede onthou, die 6 vrystede, want jy moes gehardloop het, as jy per ongeluk 'n moord gepleeg het, dan moes jy daar gaan wegkruip het. Nou, Kedes is nou die noordelikste stad gewees, 'n Levitiese stad. Dis 'n baie belangrike stad. Nou, Hazor lê daar en Kedes lê daar. Dink julle Barak het geweet van die koning, van die Kanaanitiese koning? Ja, hy het op sy voorstoep gebly. En ons gaan lees, hierdie Kanaaniete het vir Israel 20 jaar swaar verdruk, en ons lees in die volgende hoofstuk 5, dat die paaie, en ek gaan nie nou 'n kaart van die paaie opsit nie, was verlate. Hoekom is die paaie verlate? Jy kon nie jou voete op die pad waag nie. Jy moes ompaaie, agterpaadjies, oor die berge, vlugroetes. Die hoofpaaie was soos in Natal, wie trokke wat in Natal hardloop. Wiele word in die ry afgesteel. Dit is onbegaanbaar. Dit is hoe dit in daai tyd was. Moeilike tye, swaar tye. Debora, die woord van Jahwe kom tot haar hier, en sy laat vir Barak roep. Barak moes 'n prominente persoon wees, daar in 'n vrystad, Kedes, wat heilig beteken, maar dit is daar op die voorstoep van Hazor. Genoeg agtergrond, kom ons lees die hoofstuk. Rigters 4.
vanaf vers 1. Maar na die dood van Ehud, dit is die vorige rigter, het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe. Daarom het Jahwe hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Hasor geregeer het. En sy leeroowerste was Sisera, 'n inwoner van 'n roosheid van die heidene. En die kinders van Israel het Jahwe aangeroep, want hy het 900 strydwaans gehad, en die kinders van Israel 20 jaar lank swaar verdruk. En Debora, 'n profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig. En sy het gesit onder die palm van Debora, tussen Rama en Bethel, op die gebergte van Efraim. En die kinders van Israel het na haar opgegaan vir regspraak. Toe laat sy Barak, die seun van Abinoam, uit Kedes in Naftali, kyk mooi, Naftali is 'n stam daarbo, roep en sê vir hom, het Jahwe, die God van Israel, nie bevel gegee nie? Gaan, trek na die berg Tabor, en neem 10.000 man van die kinders van Naftali, en van die kinders van Sebulon met jou saam. Dan sal ek Sisera, die leeroowerste van Jabin, met sy strydwaans en sy menigte na jou, na die spruit Kison trek, en ek sal hom in jou hand gee. Maar Barak sê vir haar, as u met my saamtrek, sal ek gaan. Maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie. Toe sê sy, ek sal sekerlik met jou saamtrek, maar die eer sal nie joue wees op die pad wat jy sal gaan nie. Want Jahwe sal Sisera aan die hand van 'n vrou verkoop. En Debora het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek. Daarop het Barak Sebulon en Naftali bymekaar geroep na Kedes toe. En 10.000 man het op sy voetstappe opgetrek. Debora het saam met hom opgetrek. En Heber, die Keniet, het hom afgeskei van Kain, van die kinders van Hobab, die swaar van Moses, en het sy tente opgeslaan tot by die terpentynboom by Saanaim naby Kedes. En toe hulle aan Sisera berig bring dat Barak, die seun van Abinoam, na die berg Tabor opgetrek het, het Sisera al sy strydwaans, 900 eysterwaans, en al die manskappe wat by hom was, uit haar roosheid van die heidene na die spruit Kison bymekaar geroep. Daarop sê Debora vir Barak, maak jou klaar, want dit is die dag waarop Jahwe Sisera in jou hand gee. Trek Jahwe nie voor jou uit nie? Toe trek Barak van die berg Tabor af en 10.000 man agter hom aan. En die Jahwe het Sisera met al die waans en die hele leer deur die skerpte van die swaard in verwarring gebring voor Barak en te voet gevlug. Maar Barak het die waans en die leer agterna gejaag tot by haar roosheid van die heidene, en die hele leer van Sisera het deur die skerpte van die swaard geval. Daar het selfs nie een oorgebly nie. Toe vlug Sisera te voet na die tent van Jael, die vrou van Heber, die Keniet. Want daar was vrede tussen Jabin, die koning van Hasor, en die huis van Heber, die Keniet. En Jael het uitgegaan Sisera tegemoet, en vir hom gesê, draai uit, my heer, draai uit na my, moenie bang wees nie. En hy het na haar uitgedraai na die tent. En sy het hom met 'n kombers toegemaak. Daarop sê hy vir haar, gee my tog 'n bietjie water om te drink, want ek het dors. Sy maak toe die melksak oop, en laat hom daaruit drink, en maak hom weer toe. En hy sê vir haar, gaan staan by die tentdeur. En as iemand kom en jou vra en sê, is hier iemand? Antwoord dan nee. Toe neem Jael, die vrou van Heber, 'n tentpen, en vat die hamer in haar hand en gaan stilletjies na hom, en dryf die pen terwyl hy vas aan die slaap was, dwars deur die slaap van sy hoof, sodat dit in die grond indring. So het hy dan bewusteloos geword en gesterwe. En kyk, terwyl Barak Sisera agtervolg, gaan Jael uit om tegemoet en sê vir hom, kom, en ek sal u die man wys wat u soek,
En toe hy by haar inkom, lê Sisera daar dood, met die pen deur die slaap van sy hoof. So het God dan op die dag Jabin, die koning van Kanaan, voor die kinders van Israel onderwerp, en die hand van die kinders van Israel het al swaarder gaan druk op Jabin, die koning van Kanaan, totdat hulle Jabin, die koning van Kanaan, uitgeroei het. Wat 'n voorreg om hierdie geskiedenis in ons Bybels te kan hê. Wat 'n voorreg om die weldade, die grootheid van Jahwe, die manier hoe hy dinge doen, te kan lees, in ons eie taal. Elkeen het 'n Bybel. Ek wil regtig hier aanspoor, en veral vir die kinders, ons moet hierdie geskiedenis ken, soos wat ons volksverhale of kinderstories nie ken nie. Ons moet dit so goed ken. En die detail, hoe Jahwe vir Deborah die woord gee, die oorwinning begin wanneer die woord van Jahwe gestuur word. Ons sien maar die veldslag, en ons stel nou baie belang in die eysterwaans, en die detail, en die 10-pen gedeelte, wat ons so 'n bietjie laat frons. Maar die openbaring van Jahwe is die stryd, soos wat ons 2 weke terug gesien het met Josafat. Dis die hele stryd nie. Dis Jahwe se stryd. Ja, Israel het gesondig, ons lees dit in vers 1, Israel het weer na die dood van hulle rigter, het hulle Jahwe geterg en verkeerd gedoen. Dis ons vlees. Dis die stryd wat ons het. Maar groot is Jahwe in sy goedertierenheid. En daarom moet Israel sing, loof Jahwe, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Ook in hierdie gedeelte, wanneer Israel dit nie verdien nie, dan kom Jahwe en bewys barmhartigheid. Ja, Israel moes hulle uitgewis het al lankal. Ek wil so 'n bietjie net die politiese agtergrond weer beklemtoon. In Rigters 1 vers 27, nou ja, dis vroeg in Rigters, dis na Josua, lees ons, en Manasse het Bet-Sean met sy onderhorige plekke en Taanach met sy onderhorige plekke en inwoners van Dor met sy onderhorige plekke en die inwoners van Jeblia met sy onderhorige plekke en die inwoners van Megiddo, dis belangrik, met sy onderhorige plekke nie verdrywe nie, en die Kanaaniete het verkies om in die land te bly woon. Met ander woorde, as ons op 'n kaart gaan kyk, hier waar ons, daar is die see van Galilea, hier waar ons nou, hierdie gedeelte is nie ingeneem nie. Al hierdie groen stede, hierdie wat ek nou so gelees en gemerk het, is hierdie groen is. Dit is wat Israel nie uitgewis het nie. En dit is die vrugbare gebied. Dit is die Jesreel Vallei. Dit is die strategiese gebied. Dit is so interessant dat julle die woord Megiddo gehoor. Megiddo gaan ek julle nou wys, lê by die berg, by die pas. Berg in Hebreëus is Har. Sê nie Har nie, is net Ar. En Ar, Megiddo, Armageddon, dit is waar die groot slag van Megiddo 100 keer plaasgevind het, slagte, veldslagte. Want Megiddo is strategies geleë, dit is deur die pas, die een wat die pas beheer die roetes, net so vir interessantheid. Maar hulle het 'n klomp plekke nie die Kanaaniete uitgedrywe nie, sê Rigters. En hulle mag, Kanaaniete se mag het al sterker en sterker en sterker geword, en hulle het Israel swaar verdruk. Israel was ongehoorsaam. Israel was ongehoorsaam, dis die punt. Hierdie hoofstuk begin deur te sê, Israel was ongehoorsaam. Maar Jahwe is groot. Jahwe is genadig. En Jahwe kom op 'n besonderse manier, en hy roep altyd die minderheid of die swakke, en hy sê ook deur die woord van Deborah vir Barak, Barak, die eer gaan nie joune wees nie. Gaan 'n vrou sin wees. Nou ons weet 'n vrou in oorlogtyd is nie die grootste bate wat jy het nie, behalwe nou in hierdie verhaal was sy toe nie so in die hand van Jahwe, was sy pragtig. 'n Mens sou haar stemtoon wou gehoor het, nee, so 'n bietjie detail hoe sy vir Sisera heeltemal uitoorlê het. Nietemin, ons moet bou by die skrif. Ek wil net gou vir julle die berg Tabor, hierdie blokkie wat ek wys, daar sit die berg Tabor in die Jesreel Vallei. Ons so 'n bietjie foto's gou kyk. En dan gaan ons net strategies kyk hoe hierdie ding gebeur. Daar is die berg Tabor. Pragtige foto. Barak en sy 10,000 man kom daar by mekaar, en hier in die vlaktes het die slag plaasgevind. Ek het 'n riviertjie se naam genoem. Wie kan die riviertjie onthou? Nie Jordaan in die begin nie, in die veldslag. Wie luister detail? Wie is detail mense? Kison.
Riviertjie Kison, ek gaan net weer verduidelik, kry net die see van Galilea, dan is ons weer georiënteerd, see van Galilea daar in die hoekie, hier is ons die Middellandse See, hierdie is die berg Karmel, daar sit die Kison riviertjie, en hy is baie, baie belangrik, Megiddo, Taanach, al hierdie plekke was Kanaanities beset. Die berg Tabor lê daarso. Barak, hulle kom ons hier van bo af, ons het nou gewys, hy kom van Keres af. Uit die stam van Isaskar en Naftali, kry hulle 10.000 man. Hulle kom van bo af, ek sal dit nou weer wys. Maar ons wil kyk na hierdie berg Tabor, so hierdie fotootjie is van hierdie kant af geneem. As ons nou hier staan, en ons kyk in 'n oostelike rigting, hierdie is 'n dal, Jesreel Vallei. Dan gaan ons 3 koppe sien, ons gaan Tabor sien, ons gaan die berg More sien. Nou hierdie berg More is waar Abraham by die terpentynboom van More aanvanklik toe hy in die land ingekom het geoffer het. As hulle gewonder het wat dit was, by die berg More, en dan gaan ons die berg Gilboa sien. Nou Gilboa is waar Saul dood is, deur die Filistyne, né? Selfmoord gepleeg het. Hier by Gilboa. Toe hulle vir Endor. Nou gaan ons afdwaal. Kom ons bly by vandag se verhaal. Jy gaan as jy hier staan, gaan jy daai berg sien, daai berg sien, daai berg sien. Van links Tabor, More, Gilboa. Het julle hom? So hier gebeur dit nou. Tabor, More, Gilboa. Ons staan op Karmel, waar Elia was. Er is soveel help hierdie. Ons oor alles eintlik gelyk praat. Hier is die riviertjie, die Kison rivier hardloop hieronder. So wat gaan gebeur is ons staan nou aan die Kanaaniete se kant. En hulle gaan nou daai kant toe storm, Tabor toe, en Barak hulle van daai kant af. Het julle hom? En wat doen Vader Jahwe daai spesifieke dag met hierdie, wat was die Kanaaniete se sterkte geweest? Dit word beklemtoon. Hulle het 900 eysterwaans gehad. En Israel kon net nie teen dit veg nie. Behalwe as dit reën. Dan gaan jou 900 eysterwaans vir jou probleem word. Hierdie spruitjie Kison oorstroom sy druwe daai dag. Soos wat jy nog nooit die Vaalrivier in vloed gesien het nie, of wat ook al. En daai vallei is plat. En wat gebeur as 'n riviertjie sy walle oorstroom en dit is plat vlaktes? Dit maak modder, massas, verwarring. En as jy op jou 900 eysterwaans gesteen het, en hulle is daai dag 'n probleem, dan is jou moraal gebreek. Jy is totaal in verwarring. Dis wat hier gebeur het. Ons lees veral in hoofstuk 5, in die lied van Debora, hoe hierdie Kison rivier, hoe sy rol vervul is. Maar daar is hy nietemin, daar is die Jesreel Vallei, hier is moderne foto's, julle gaan nie jongspan, julle gaan nie vir Jabin of vir Barak daar kry nie. Dis moderne foto's, nog steeds vrugbaar, nog steeds besproeiing ensovoorts. Megiddo is ook 'n versterkte stad, dit pas deur, ek wil nie nou te veel oor Megiddo praat nie, maar daar is Tabor. Nou, Israel was 10.000 manne, dit klink verskriklik baie, maar hulle was altyd in die minderheid. Hierdie Kanaanitiese stede wat hier rondom in beheer was, hulle was massas. Nou, dink nou jouself, hier kom hulle, Barak en sy manne is op daai hoogte. Hierdie dag is einserig, maar op 'n helder dag, die wat al bietjie op die berg geklim het, jy kan baie ver sien as jy hoogte kry. So Barak hulle kon daar van hulle kant af presies sien, hier is groot massas waar teen hulle staan. Maar die woord van Jahwe was in hulle harte. Debora het dit gepredik, sy het dit gebring, sy het gesê, Barak, is dit nie vandag die dag? Ons sing, dit is die dag. Dit is vandag, Barak, die dag wat Jahwe julle vyand in julle hande gaan gee. Wel, hulle kon duidelik gesien het wie is hulle vyand, die vyand was sigbaar hier voor hulle. Wie is net sterk? Dis Jahwe wat voortrek. Dis die grootste bemoedigendste woorde. As ons vandag kyk na oorlogvoering, dan is die koning agter, hy word weggesteek. Hy moet tog net nie doodgaan nie. In Jahwe se stryd trek die koning heel voor. Jahwe trek voor. En ons volg hom. Onthou julle Josafat se verhaal? Lofsangers heel voor. Die wat die blye boodskap bring. Nietemin. As die berg Tabor, ek wys nog vir jou, net so 'n interessantheid. Nasaret lê net so skuins van Tabor, hoor. Daar is Tabor. En dan
die Heuwelmore. Hoekom wys ek dit? Sisera gaan weghardloop. Hy gaan hier iewerste kant. Ek gaan nou 'n bietjie vir julle dit wys. Kom ons kyk gou vinnig na die gebeure. Ons het gesê hier noord van Galilea lê Hazor, die hoofstad van die Kanaaniete, nê. Hulle kom hier af. Toe hulle hoor, ons het dit gelees, toe hulle hoor Barak hulle trek op en hulle kom bring al hulle stede wat hulle gehad het, Megiddo, Taanach, Jokneam bymekaar. Dis die geel lyntjie. Debora kom hier van onder af. Die rooi is die Israeliete uit die Naftali, Zebulon, kom hulle bymekaar en daar is die berg Tabor. Die veldslag vind plaas en hier is die spruit Kison waar die groot verwarring was met die ysterwaans wat vasgesit het. Sisera vlug. Nou ons weet nie presies met watter pad het hy gevlug nie. Kom ons stel dit dalk hier voor, hier is 'n beter enetjie. Daar is die berg Tabor waar Barak hulle is, hulle kom af, die Kanaanitiese stede, hulle kom bymekaar, hier is die Kison riviertjie met sy Jesreel vallei en Sisera vlug hier om of daarom, ons weet nie presies nie, maar dis min of meer waar die tente van Jael was. Het julle gehoor ons praat van die Keniete? Keniete. Wie was die Keniete? Nou, jy hoef nie alles te onthou wat ons vandag sê nie, maar ek gaan herhaal in die volgende preke, as dit Vader se wil is. Ons moet so iewers so 'n bietjie die geslagsregisters onder beheer kry. Ons deel altyd op Sem, Gam en Jafet, nee, dis die maklikste. Nou, die Kanaaniete waarmee ons besig is die nageslag van Kanaan. Dit was die 7 nasies meer en magtiger as Israel waaroor die banvloek uitgespreek was. Hulle moes totaal uitgewis gewees word het. Is hulle totaal uitgewis? Nee, anders sou Rigters hier nie plaas gevind het nie. Nou waar plaas ons na die Keniete? Die Keniete lees ons, en ek wil gou julle moet saam met my blaai, na Numeri 10 vers 29 toe. Nou gaan ons 'n bietjie terug in die geskiedenis. Dit is nou waar Moses en die volk nog deur die woestyn moet trek. Hulle is nog op pad beloofde land toe. Jongspan, ek het toe ek klein was altyd gehoor as ek Ite hoor, dan dink ek is sleg. Nee, alles wat Ite is nie sleg nie. Israeliete is ook Ite. Ite is maar net om te sê dis daai persoon se nageslag. Numeri 10 vers 29. Vers 28, dit is die optogte van die kinders van Israel volgens hulle leerafdelings en hulle het weggetrek. Nou, vers 29, en Moses het vir Hobab, die seun van Reuel, nou die ander naam van Reuel is Jethro, die Midianiet, hy was 'n inwoner van Midian, die swaar van Moses gesê, ons trek na die plek waarvan Jahwe gesê het, ek sal dit aan julle gee, dis die beloofde land. Trek saam met ons en ons sal aan jou goed doen, want Jahwe het oor Israel goeie dinge gespreek. Maar hy het vir hom gesê, ek sal nie saamtrek nie, maar ek sal na my land en my familie gaan. Nietemin, hulle het toe saamgetrek, dis Moses se swaar. Dis sy swaar. Sy vrou se boetie. En ons weet Moses se godsman. Hy het nou nie enige vreemdeling gaan trou nie, dit was binne die Hebreërlyn, binne die Semitiese lyn, het hy sy vrou gekry, 'n inwoner van Midian, en dit was familie gewees, die Keniete. Hy was nou nie uit een van die stamme van Israel nie, maar hy was uit die Semitiese stam uit, Semitiese lyn uit. So, Moses het strategies gesteun op hierdie swaar van hom wat die woestyn geken het, want hulle moet nou met hierdie baie skare Israeliete in die woestyn trek, en ons mans weet, party dink net meer prakties as ander. Party gaan deur 'n pas en party gaan deur 'n poort en party gaan oor die berg en Moses het sy kundigheid nodig gehad. Die Keniete. Hierdie swaar van Moses trek saam en dan lees ons in Rigters 1 vers 16 as ons gou terugblaai. Rigters 1 vers 16. Josua Rigters rit. Rigters 1 vers 16. En die kinders van die Keniete, van die Keniet,
die swaar van Moses het saam met die kinders van Juda opgetrek uit die palmstad. Wat is die palmstad? Wat ek 2 weke terug gesê, waar groei baie palmbome? Jericho, pragtig. Jericho is mos nou waar hulle die eerste ontmoeting met die inwoners van die land gehad het, waar hulle deurgekom het by die Jordaanrivier. Nietemin die Keniete trek saam met die kinders van Juda na die woestyn van Juda, wat in die suide van Arad lê, en hy het heen gegaan en met die volk saam gewoon. So, as ons op 'n kaart kyk, hier's Juda, daar's Jericho. So, toe Moses het gesterf op die berg, maar Josua hulle gaan in, hulle het eers 'n suidelike inneming gehad en toe 'n noordelike inneming, maar die Keniete trek saam met Juda en woon in die woestyn van Juda in die suide. Dit is waar die Keniete gebly het, onder die kinders van Israel. Heel moontlik ook waar die term vandaan kom, jy moet die vreemdeling so en so behandel. Die Keniete was vreemdelinge onder Israel. Hulle was nog steeds ver langs familie deur Moses, maar hulle was vreemdelinge. Nou, ons het in ons teks gelees dat hierdie Jael, die vrou van Heber, het hulle afgeskei. Onthou julle dit? Hulle het hulle afgeskei, vers 11, Rigters 4 vers 11. En Heber, die Keniet, het hom afgeskei van Kain. Ek weet nie wat se Kain is daai nie, dit is definitief nie Genesis se Kain nie, van die kinders van Hobab, die swaar van Moses. Sien julle, die swaar van Moses, daar's elke keer nog 'n verwysing. Waar kom hierdie Keniete vandaan? Wel, hy het hom nou afgeskei van hulle suidelike logistiek waar hulle was, en hy het hier in die noorde gaan bly. Soos wat ons mense maar doen. Ek het my afgeskei van die mense in Stilfontein en ek het in George kom bly. Maar so het dit nou maar gebeur. En dit waar ons dan van Jael hulle lees. Hulle was hier onder gewees. Interessant. Ek wil afsluit met Rigters 5, die lofsang. Hierdie is nou baie kosbaar. Ek hoop dit was so klein bietjie boeiend. Klein bietjie die verhaal, die aardse, die vlaktes. Ag, al was die ou berg, waar is daai fotootjie? Dit is tog so 'n mooi foto van die bloeisels. Al was, dit wat ons sien, is wat Israel gesien het. Maar Jahwe roep ons op sy kinders, om nie net die fisiese veldslag te sien en die oorwinning nie, maar die geestelike. Wat het hier regtig gebeur? As daar staan, Jahwe trek voor in die stryd, wat het regtig gebeur? En dit is hoekom Rigters 5 so belangrik is, die lofsang, die onderwysing van Debora. Om werklik waar te sien hoe Jahwe toegetree het tot die stryd. En dat dit wat in Israel gebeur het, leiers het ontbreek. En ek wil eerste paar versies en laaste paar versies, ons begin by Rigters 5, op die dag, nou die dag is altyd belangrik in die skrif, dis die dag van oorwinning, het Debora en Barak, die seun van Abinoam, gesing en gesê, omdat aanvoerders aangevoer het, dis Barak, in Israel, omdat die volk hom gewillig getoon het, prys Jahwe. Is dit 'n gegewe? Wat is ons toestand vandag? Is daar baie aanvoerders in Israel? Is die volk gewillig om tot bekering te kom? Is daar leiers wat sê, keer terug na Jahwe? Nee, dit was oor die eeue heen 'n probleem, leierloosheid, goddeloosheid. Maar op hierdie dag het Jahwe 'n leier gegee, 'n aanvoerder. Dit is wat Jahwe soek, hy soek aanvoerders. Hy trek voor in die stryd, maar hy soek 'n aanvoerder. En die volk het hulle gewillig getoon. Jahwe het gewerk. Vers 4, Jahwe, toe u uitgetrek het, kyk die fokuspunt, Jahwe, toe u uitgetrek het uit Seir, toe u voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup. Nou ek gaan nie nou hier in detail gaan nie, maar hier gaan sy terug na die geskiedenis toe Israel uit Egipte getrek het, spesifiek Seir, daar by Edom se gebergte. En dis hoe die lofliedere werk. Daar's 'n kontinuïteit. Die werke van Jahwe in die verlede sluit aan by die werke van Jahwe in die hede, en dit sluit aan by die werke van Jahwe in die toekoms. Die titel van vandag se boodskap is, die vyand se kop word vermorsel. En heel in die begin het ek sommer 'n paar raakpunte met ander tekste, Genesis 3, Dawid en Goliat, Romeine 16, Habakuk, Psalm 68, en dit is hoe die skrifte werk. Jahwe
deur verskillende gebeurtenisse openbaar hy hierdie geestelike raadsplan. Nou as ek sê geestelik, dan bedoel ek nie simbolies nie, ek bedoel wat in die hemele gebeur, wat ons nie kan sien nie. Vorste wat teen mekaar veg, ons lees van Daniël, in Daniël van die vors van Persië. En dis ook wat hier gebeur het. Lees saam met my vers 20. Op fisiese vlak het ons in vers 19, konings het gekom veg, van ek is by hoofstuk 5 van Rigters, op fisiese vlak, vers 19, konings het gekom veg, toe het konings van Kanaan geveg, by Taanach, by die waters van Megiddo, geen stuk silwer het hulle geneem nie, maar vers 20, uit die hemel, het die sterre geveg, en hulle bane het hulle teen Sisera geveg. Die spruit Kison het hulle afgedryf, die spruit van ontmoeting, die spruit Kison, daai afdrywe, hy was in vloed, tree op my siel met mag. Hier lees ons van die sterre wat het hulle bane kom veg, en hoe Jahwe toetree tot die stryd. Vers 23, vloek Meros, sê die engel van Jahwe, ja, vervloek sy inwoners, omdat hulle Jahwe nie te hulp gekom het nie. Jahwe tot hulp onder die helde, dit is 'n lied, dit is ook om daar herhaling en repetisie is. Die punt is, Jahwe se stryd. Wie? Die vir Jahwe is nie teen hom, vervloek Meros, maar geseend Jael in die volgende gedeelte, geseend Barak, geseend die aanvoerders, geseend die volk wat hulle gewillig getoon het. My gebed is, dat elke gemeentelid, wat sukkel om sin te maak van ons situasie vandag, die stryd teen sonde, die stryd teen pyn en lyding, die stryd in die land, die stryd in die wêreld, om eerstens in hierdie verhaal, Jahwe se grootheid, Jahwe se raadsplan, Jahwe se mag, sy presiesheid, dat Jahwe is in beheer, selfs in die handeling van 'n tentpen wat die vyand se kop deurboor. Die vyand se kop, of dit nou 'n Sisera, 'n leeroowerste is, of dit 'n Goliat is, wat die slagordes van Israel uitgedaag het, die koning van Israel, en of dit dan die Satan self is, wat Joshua vernietig. Want dit is die openbaring van Jahwe. Dit moet geskied op die vlaktes. Die wêreld moet dit sien. Jahwe oorwin. Jahwe triomfeer. Ja, sy volk is 'n minderheid, sy kinders, sy oorblyfsel is klein, hulle is verward, hulle het gesondig, daar's nie aanvoerders nie, maar wanneer hy sy woord stuur, is daar bekering, is daar werking, en dis waarop ons moet hoop. Ons moet nie bid vir 'n Barak in ons tyd nie, ons moet bid dat die woord van Jahwe sy snelle loop sal hê, en die Baraks, en die Deboras, en die gemeentes sal die vrug dra van die woord van Jahwe, wat gees en lewe is, binne die raadsplan van Jahwe, binne sy voor die grondlegging van die wêreld af het hy alles bepaal. Ons hoef nie in paniek en massa hysterie te raak nie. Jahwe is in beheer, soos wat hy in Rigters 4, Rigters 5 was, vandag ook. Maar ons taak is om die koning van die konings, Yeshua Messia, te eer, vir wie en wat hy is. Want hy het uitgetrek in die stryd, en hy het die doodryk oorwin, en hy het opgestaan, en hy triomfeer, en hy sit, en ons het dit gesing in die psalms en die gesange voor die tyd, vredevors, raadsman, sterke God, ewige Vader, tot vermeerdering van heerskappy. Gemeente, kom ons leef in die oorwinningsboodskap van Yeshua Messia. Gebruik die Ou Testament, lees die Ou Testament, bestudeer dit, om die magtige dade van Jahwe te ondersoek. Loof Jahwe, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Want dit openbaar Yeshua se koninkryk. Kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader Jahwe, wat 'n kosbare voorreg om 'n koninklike en 'n priesterlike geslag te kan wees. 'n Heiligdom vir U wat U geformeer het om U lof te verkondig en U deugde. Vader, wat 'n voorreg dat U Gees in ons harte woon, sodat ons verander kan word na die beeld van Yeshua, die beeld van ons koning wat uitgetrek het in die stryd en die sonde oorwin het.
En dankie Vader dat ons ook in hierdie oggend ons kan assosieer met Barak en daardie 10,000 manne uit Naftali en Isaskar wat hulle self gewillig getoon het. Om te aanskou hoe U Jahwe die vyand in hulle hand gee. Die eer en die lof, die aanbidding kom U toe, van ewigheid tot ewigheid. En help vir ons om in hierdie dae, Vader, te waak, dat ons nie sal murmureer nie, dat ons nie sal kla nie, maar dat ons U lof sal besing. Openbaar Uself aan ons Vader, dat ons in ons harte 'n lied sal hê, 'n lied van verlossing, want groot is U. Ons Vader, al die lof, al die eer kom U toe in hierdie oggend. En ons dank U daarvoor, in Yeshua se naam. Amen. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.